Hemelse Vader, Here Jesus Christus en ewig teenwoordige Gees van God, wat in ons, om ons, by ons is. Here, dit is so lekker om as 'n geloofsgemeenskap saam te kan wees. Om saam met die kerk te bely dat ons glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, wat die gemeenskap is van die heiliges. Om vanoggend saam in mekaar se lief en leed te kan deel. Opgewonde te wees oor lidmate wat 'n geseënde ouderdom bereik en verjaar. Opgewonde te wees oor jong lidmate wat belydenis van geloof aflê. Saam te dink en te bid vir diegene wat siek is en in die hospitaal. Mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ook vir hulle naby te wees. Maar ook saam as gelowiges rondom 'n gedeelte in die Bybel te gaan sit, te lees, te dink, te leef. Here, dit is 'n voorreg om aan 'n gemeente te behoort. En ons sê dankie daarvoor, dat ons deel hiervan mag wees. Dankie Here, vir 'n Bybel in ons eie taal oop op ons skote, sonder enige vrees vir vervolging. Ek bid Here, dat U ook vanoggend deur hierdie woord en deur U Gees met ons sal praat. Ons sal lei, ons sal opgewonde maak oor ons lewens as U kinders hier op aarde. Amen. Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerdaal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou, of 'n gehuil, of pyn sal meer bestaan nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewegewende water, verniet. Wie oorwin sal hierdie dinge beerf, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar vir die lafhartiges, ongelowiges, losbandiges, moordenaars, hoereerders, toordenaars, afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is die brandende poel van vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Is tog jammer dat nie alle mense deel sal hê aan die hemel nie. Daar's 'n klomp mense wat nooit hierdie nuwe hemel en nuwe aarde, die nuwe Jerusalem waarvan ons hier lees, sal beleef nie. Vers 8 vertel van hierdie mense. Dis hulle wat nie einduit volgehou het nie. Die verdrukkings en die versoekings op aarde was vir hulle net een te veel gewees. Hulle het of besluit dat dit nie die moeite werd is om die Here te dien nie, of hulle het besluit dat dit wat die wêreld en die duiwel bied beter is, lekkerder is, of hulle het maar net tou opgegooi, opgehou glo. Dis jammer dat hulle die hemel gaan misloop. Maar gelukkig is dit nie waar van alle mense nie. Kinders van die Here sal wel deel hê aan die nuwe hemel en die nuwe aarde. Vir gelowiges wat einduit volgehou het, wag die hemel.
as prys. Maar wat is die hemel? Waar gaan dit wees? En hoe gaan dit wees? Toe ons die Openbaring reeks begin het, voel vir my na ewigheid gelede, het ek gesê dat Openbaring nie 'n boek is wat net oor die toekoms gaan nie, maar ook oor die verlede en veral oor die hede. Soos wat ons deur Openbaring gelees het, het ons ook gesien dat daar baie meer geskryf word oor die teenswoordige tyd as oor die eindtyd. En selfs nou dat ons aan die einde van die boek gekom het, word al ons vrae oor die hemel nie in detail beantwoord nie. Maar tog kry ons hier in die begin van Openbaring 21 so voorsmaakie van die hemel. Dis amper asof daar vir ons so 'n loergaatjie oopgemaak word. En daar word so ietsie vertel van dit wat gelowiges te wagte kan wees na hierdie lewe op aarde. Ek dink in een sin sou mens kon sê, Openbaring 21 verkondig, God sal by sy kinders kom woon, tot in lengte van dae. In die visioen wat Johannes gehad het, staan hy in die hede, en hy kyk vorentoe. Die beeld wat ek gebruik het, as dit ware met 'n verkyker. Kyk hy na die einde van die tyd. Hoe gaan dinge daar wees? En hy sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn. Wanneer God in hierdie gedeelte vir ons 'n prentjie kom teken van wat ons te wagte kan wees by die wederkoms, dan is dit duidelik, dit gaan heeltemal anders en heeltemal beter wees as enige iets wat ons tot nou toe geken het. Die ou hemel en die ou aarde, dit waarin ons nou leef, sal verdwyn. Ons hele manier van lewe sal verander. Ook die manier waarop ons tot nou toe vir God in ons lewens ervaar het, sal verander. Openbaring 21 sê nie vir ons waar die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan wees, of presies hoe dit gaan lyk en hoe dit werk nie. Dit sê wel vir ons, daar sal 'n tyd aanbreek, 'n nuwe tyd, waarin alle dinge gaan verander. Een van die dinge wat gaan verander, is ons verhouding met God. Ons sal in 'n ander tipe, 'n nuwe soort verhouding met God leef. Dit sal 'n verhouding wees waarin die bose geen rol meer sal speel nie. Kyk, Johannes sê daar in vers 1 dat die see nie meer sal bestaan nie. Nou in Openbaring het ons gereeld met die see te doen gekry, die beeld van die see en van die waters. En omtrent elke keer het die see 'n negatiewe betekenis gehad. Johannes teken die see die heeltyd as 'n goddelose plek. Dit is die broeiplek van die duiwel en sy trawante. Onthou julle waar daai een dier uitgekom het, hy het uit die see uit opgekom. Maar nou, in hoofstuk 21, in die nuwe bedeling wat op pad is, sal die see nie meer bestaan nie. Met ander woorde, daar gaan nie meer broeiplek wees vir die duiwel nie. Die duiwel en alles wat hy aan ons as mense gedoen het op hierdie aarde, sal nêrens meer te siene wees. En dit op sigself is hemel genoeg. Sal fantasties wees, dink jy nie? Geen geweld, want dis die duiwel wat geweld aanblaas. Geen oorlog, geen moord, geen verkrachtings, geen bedrog en korrupsie, geen diefstal, geen onsekerheid, geen pyne en siektes, geen hartseer meer nie. Dit sal net God in sy absolute heiligheid
en die gelowiges op die nuwe aarde wees. Dit sal ook nie vir mense nodig wees om na God te gaan soek nie. Kyk, in die tyd waarin ons nou nog leef, vra ons soveel keer vir onsself af oor God se teenwoordigheid. Ons vra gereeld of die Here ons nog hoor. Ons vra gereeld of die Here nog hoegenaamd vir ons omgee. Dis menslike vrae wat ons vra. En nou kom Johannes en hy sê, wanneer God weer kom, sal die dae van vra en wonder en twyfel verby wees. Dit sal nie meer nodig wees om onseker te wees en maar net te hoop dat God nog daar iewers is nie. Want vers 3 sê dat die woonplek van God by sy kinders sal wees. Daai woordjie woonplek kan mens ook vertaal met tabernakel. In die Ou Testament, onthou julle, was die tabernakel die tent gewees wat saam met Moses en die Israeliete deur die woestyn geswerf het. Dit was die plek waar hulle vir God kon gaan ontmoet, as hulle wou iets weet van die Here, of rigting nodig gehad het, of wou jammer sê vir iets, of wou weet wat om volgende te doen, tabernakel toe. Die tabernakel was die teken van God se teenwoordigheid tydens mense se moeisame en dikwels uitmergelende woestynreis. Maar met die wederkoms, as Johannes so kyk met die verkyker, sal die tabernakel die teenwoordigheid van God by die mense wees. God self sal by ons wees as ons God. Dit sal nie meer nodig wees om na God te loop en soek nie. In vers 22, wat ons nou volgende keer sal lees, stap Johannes in hierdie nuwe stad Jerusalem rond, en hy soek na die tempel, hy soek die kerkgebou ten minste. Hy wou weet, waartoe kan ek gaan, om vir God te gaan ontmoet. Maar vers 22 sal ons volgende keer sien, sê, dat daar nie 'n kerkgebou sal wees, wanneer God by sy kinders kom woon nie. Dit sal nie nodig wees, om iewers heen te gaan, om God op 'n ander plek te loop kry nie, want God sal oral wees. Ons weet dat God nou reeds ten volle elke dag by ons teenwoordig is. Ons weet dit. Maar soms voel dit vir 'n mens of jy dit nie werklik beleef nie, hè? Voel dit nie vir julle ook maar party dae asof ons bietjie alleen is nie? Asof God nie daar is wanneer ons hom nodig het nie. Wel, in die nuwe Jerusalem sal daar nooit weer so gevoel wees nie. Daar sal nie 'n oomblik verbygaan sonder dat jy intens bewus is van God se direkte teenwoordigheid by jou nie. Julle, ek dink nie ons besef werklik wat die volle impak van dit behels nie. Om vir ewig in God se direkte teenwoordigheid te bestaan, is iets wat ons met ons ou klein verstandjies nie eers kan begin om te begryp nie. Maar dat dit woorde ontbreek, dat dit wonderlik gaan wees, dis verseker. Die digter van Psalm 84 skryf, eendag in u tempel, in u teenwoordigheid, is beter as 1000 daar buite. En dis maar die aardse tempel waarvan hy praat. Om by God te wees, sal beter wees as enige iets wat jy nog ooit in jou lewe ervaar het. Tot nou toe wonder ons oor presies hoe God is. Ons wonder oor sy karakter, oor presies wie hy is en hoe hy optree en hoekom hy so optree.
In die nuwe Jerusalem sal dit egter nie meer nodig wees om daaroor te wonder nie. Want God self sal by ons kom bly en ons sal hom kan ken en kan ervaar soos wat hy werklik is. Wat kan ons nog, klink ons soos 'n kind wat klaar iets gekry het wat genoeg is, maar wat kan ons nog kry? Wat kan ons nog by die wederkoms te wagte wees? Kyk, ons weet nou al reeds, God gaan by sy kinders kom woon, en dit gaan heeltemal anders wees as enigiets wat ons nog ooit ervaar het. En ons weet ook dat ons vir God sal sien soos wat hy werklik is. Ons sal sy teenwoordigheid kan beleef en kan aanvoel. Maar hoe gaan ons verhouding met hom wees? God beloof dat ons sy oorspronklike plan met die mensdom in die nuwe Jerusalem sal sien. Kyk, met Abraham, die vader van alle gelowiges, het God 'n verbond gesluit. En hy het gesê, ek sal jou God wees, en jy moet my gehoorsame kind wees. Die mensdom het egter nooit sy kant van die verbond nagekom nie. Ook ons vandag. Ons kry dit nie reg om 100% kinders van die Here te wees soos wat hy dit van ons vra nie. Maar by die wederkoms sal daardie verhouding tussen God en mens volmaak wees. Hy sal vir ons 'n God wees, lees weer daai gedeelte. Hy sal vir ons 'n God wees wat vir ons die lewende water sal gee. Ons sal niks kort kom nie. Alles wat sy kinders nodig het, sal God in oorvloed vir ons gee. En ons sal sy volmaakte kinders wees. Die sonde sal nie meer 'n versperring wees tussen ons en die Here nie. Dis regtig, ek wyk nou so 'n bietjie af, maar ek het al baie keer by ons spiritualiteitsgroep op 'n Woensdag gesê, dis die ding waarna ek die heel meeste uitsien na die hemel. Kyk, daar's ouens wat ons nou allerhande vrae het. Hy wil vir Paulus dit gaan vra en vir Jonah gaan vra oor die vis en vir Daniël oor die leeu. Lang rye mense gaan staan in die hemel om te hoor wat Paulus sê of wat ook al. Ander wil gaan harp speel, ander sê hulle wil net onder die boom gaan sit en 'n bietjie rus so vir die eerste 27 miljoen jaar. Ek het die ding waarna ek die meeste uitsien is dat my verhouding met God volmaak gaan wees. Want ek kry dit nie reg hier nie. Jy sê ek probeer. En dan weet ek, dan preek ek en sê ek ons moet ophou probeer want dis God wat dit doen. En dan dit so teleurgesteld in myself baie keer. Ek sê maar dis nie reg nie. Dit moet beter wees. Dit moet anders wees. Maar kry dit nie. Dis waarna ek uitsien. Dit gaan volmaak wees. En dit gaan nie van my kant af, my effort wees nie. Die geloofslewe wat ons tot nou toe nog geleef het, is 'n lewe van val en van opstaan en van sonde doen en berou hê en dan maar weer sonde doen. Maar in die hemel sal hierdie val en opstaan lewe egter nie meer bestaan nie. Ons is nou nog besig met die wedloop. Ons stry nou nog die stryd van die wêreld. Party daar voel dit vir ons wil tou opgooi. Dink my net aan hierdie jaar wat verby is. Hoeveel keer het jy nie al gesê, "Jesus, ek het nou genoeg gehad. Ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie." Hoeveel keer het jy nie al met soveel entoesiasme en deursettingsvermoë opgestaan en gesê, "Vandag is die begin van die res van my lewe. Ek het 'n nuwe blaadjie omgeslaan. Nou gaan dinge anders wees." Ek dink ek trek nou by my 587ste boek van nuwe blaadjie omslaanery. Om telkens weer teleurgestel te staan. Party daar voel dit vir jou, ek wil maar net die wit vlag swaai en sê, weet jy, ek het genoeg gehad. Ek sien nie meer kans vir die lewe nie. Dis te moeilik, dis te seer, ek wil nie meer nie. Maar in die nuwe Jerusalem sal die stryd verby wees. En ons sal as oorwinnaars uit die stryd tree. Ons sal 'n oorwinningslewe lei as volmaakte kinders
van God, saam met God. Ons sal oorwinnaars kan wees, nie omdat ons so oulik en so sterk geword het nie, maar omdat Jesus Christus die groot oorwinnaar is. Hy het reeds aan die kruis op Golgotha die oorwinning behaal, en daarom is dit moontlik dat ek en jy oorwinnaars kan wees. As ons net in die geloof kan volhard en aan God bly vashou. En die beloning wat ons daarvoor sal ontvang, is dit wat Openbaring oorskryf, die hemel. Deur God se krag en sy genade sal ons staande kan bly, en sal ons in die geloof kan volhard, totdat daardie dag aanbreek, wat ons saam met hom in ewigheid sal lewe. O, Dominee, jy praat sulke mooi goeters vanoggend. Dan gaan dit regtig so wees. Dominee, het Johannes nie dalk maar 'n bietjie in vervoering geraak nie, en te ver gegaan met hierdie wonderwêreld wat hy geskets het nie. Ek lees, en dis eintlik baie godslasterlik, want dis iemand wat daaroor geskryf het, en gesê het, hy dink op die eiland Patmos groei daar een of ander psigotiese paddastoel, en hy dink Johannes het van dit ingekry. Wil Johannes ons nie maar net troos, sê die een ou. En nou vertel hy vir ons hierdie sprokiesverhaal, wat nooit regtige werklikheid gaan word nie. Wel, die antwoord hierop kry ons in die tweede deel van vers 5. Dis nie Johannes nie, dis God self wat aan die woord is. En in Openbaring is daar net 2 plekke waar God self praat. Ek weet nie of julle dit opgelet het nie. Dis altyd diere en engele en goeters wat praat. Daar's net 2 plekke. Die een was in hoofstuk 1, hier van vers 8 af, en die tweede keer is nou, in hoofstuk 21. God self sê, skryf neer hierdie woorde, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. God sit sy hand op papier, en hy waarborg ons dat dit nie maar net 'n sprokiesverhaal is nie. Soos wat ons by 'n prokureur gaan sit en jy teken 'n kontrak, swart op wit, en jy kan nie teruggaan op dit wat in daai kontrak geskryf staan nie. So beloof God hierdie dinge aan ons, en hy sal nie teruggaan op sy woord nie. Vir ons mense wat nog aan hierdie kant van die ewigheid staan, is daar dalk nog 'n mate van onsekerheid. Maar vir God is dit 'n uitgemaakte saak. Hy sê in vers 6, dit het klaar gebeur. Dit is afgehandel. Vir hom is dit verlede tyd. Dit beteken nie dat dit wat ons nou hier op die aarde het, dat dit klaar die nuwe hemel en die nuwe aarde is nie. Dit beteken net, by God is daar nie twyfel oor die saak nie. Dis so goed soos dis klaar. God sê, ek is die Alfa en die Omega. Alfa is die eerste letter van die Griekse alfabet. Omega is die laaste letter. Soos wat die Alfa en die Omega, die A en die Z, die hele alfabet omspan. Ek meen, daar is geen ander letter as dit wat in die alfabet is nie. So is daar geen ander waarheid as dit wat God vir ons beloof nie. Die nuwe lewe na die wederkoms. 'n lewe saam met God, dis 'n werklikheid. Julle, ek wil afsluit, wat 'n wonderlike boodskap, om ook hierdie laaste 2 maande van die jaar mee in te gaan. Ek weet nie of jy ook so moeg is soos ek, en so gou moed verloor soos ek. Ons het dalk hierdie woorde nodig, en dalk is dit nie net vir die volgende 2 maande nie, dalk is dit die woorde wat ons nodig het, om die res van ons lewe mee in te gaan. Dis mos nou 'n rede om oorbly te wees vanoggend. Dit laat vir mens moed skep vir hierdie ou wêreld waarin ons elke dag moet leef. God het reeds die bose magte oorwin. Dit het gebeur toe Jesus Christus op Golgotha gesterf het en daai Sondagoggend uit die dood uit opgestaan het. En nadat hy uit die dood opgestaan het, het hy opgevaar hemel toe. En nou is hy besig om vir ons plek gereed te maak in die nuwe Jerusalem. Daar sal ons saam met God en saam met al die ander oorwinnaars in die stryd in absolute vrede kan leef.
En julle Openbaring sê, dis nie meer lank nie. Al in hoofstuk 1 vers 3 het hy gesê, is naby. Is nog net 'n rukkie. Nog net 'n rukkie wat ons die hartseer van hierdie wêreld sal moet trotseer. Nog net 'n rukkie. Sal die duiwel die lewe op aarde vir ons hel maak. Nog net 'n rukkie sal jy hartseer en eensaam en moeg en alleen en benoud en moedeloos en depressief en sieklik en verlangend wees. Nog net 'n rukkie. En daarna, as ons getrou bly aan God, as ons in die geloof volhard tot aan die einde toe, sal ons vir ewig by hom wees. Skep moed. Skep moed vir hierdie lewe, vriende. Want God beloof dat hy na sy kinders toe sal kom. Dat ons 'n ongelooflike, fantastiese lewe sal hê saam met hom, die heilige, die ewige, die almagtige en die ware God.